Môre maatjies. Ja, en as ek hier op die breinbank is, dan beteken dit ons is in George, lekker by die see. O, dit was baie lekker hierdie laaste week. Maatjies, en almal hou vakansie. O, en dis groot partytjies en as mense in die winkels kom, is dit allerhande vreemde snaakse liggies en goed, né? En dan sê pappa, mamma, ons hou nie Kersfees nie. Daai is wêreldse feeste. Maar vanoggend dan spesiaal gesels ons 'n bietjie oor ware feeste, nê. Ons is besig in die boek Levitikus. Daar's nie regtig baie stories nie, maar daar's baie belangrike woorde, want dit is die woord van Jahwe. En Vader Jahwe sê vir Israel hoe om reg fees te vier en om die regte redes, want die wêreldse feeste soos Kersfees en al die feeste gaan oor mense, oor partytjies en geskenke en laataande en allerlei verkeerde goed, nê. Maar Jahwe se feeste, Levitikus 23 sê Vader Jahwe, luister baie mooi. Hierdie tyd spesifiek daai dag en ons gaan nou daaroor gesels, moet julle kom en julle moet offers bring. 'n Offer is 'n manier om vir Vader Jahwe te sê, Vader Jahwe, ons is skuldig en ons vertrou alleenlik op U om ons sondes te vergewe. En dan spesifiek, kom ons begin gou-gou. Hoeveel feeste dink julle is daar in Israel vir die jaar gewees? Kom ons tel gou-gou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daar was 7 feeste gewees. Dit is eintlik maklik om te onthou. Daar was 3 bymekaar in die begin van die jaar en 3 op die einde en in die middel was daar ook 1 gewees. Nou die eerste fees, onthou ons was mos die Pasga. Toe die Israeliete uitgetrek het uit Egipte, toe moes hulle wat slag? 'n lammetjie en die bloed aan die deurkusyne sit. En maats, elke fees het eintlik iets van Joshua vertel wat sou kom, né? Hy is ons lam wat geslag is. En dan moes hulle, dit was die 14de van die eerste maand, 14 Abib, dan moes hulle die volgende dag 'n gerwe vat. Hulle moes van die eerste koring wat ryp is vat en dan moes 'n broodjie bak en ek voor Jahwe beweeg het, nê. En dit was alles lekker 'n tyd gewees van dankbaarheid, 'n tyd van Vader Jahwe, U is so groot en U is so goed. En dan moes hulle vir 'n week lank niks suurdeeg in hulle huis gehad het, nê. Die fees van die ongesuurde brode, alles wat heenwys na Joshua wat sonder sonde is. Maats, en dan moes hulle getel het 7 weke, nê. Nou moet ek 'n bietjie hier na die slim kinders kyk. Kylen, Heinrich, kan julle in 7 tel? Kom ons tel gou vinnig in 7, want ons moet nou 7 weke tel, nê? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Dis 7 weke en dan die volgende dag is die 50ste dag. Dan was dit die einde van die insameling van die oes. Dan moes hulle weer bymekaar gekom het, maats, en ons weet daai spesifieke dag in Handelinge 2 was die Heilige Gees uitgestort. En dan het ons die laaste 3 feeste, die fees van die trompette, wat hulle trompette geblaas het. En almal het geweet, nou kom die groot belangrike dag, die groot versoendag, die 10de van die 7de maand, waar die hoëpriester, onthou hulle daai een keer toe praat ons mos in Levitikus 16 van die hoëpriester wat ingaan en die groot versoening bring, nê? En dan, daarna 7 dae is dit die hittefees. Vir 7 dae lank het hulle palmtakke gevat, hulle het sulke mooi tente gebou met suurbome en vrugte gebring en hulle het fees gevier voor Jahwe en het gesê, Vader Jahwe, dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U vir ons verlos het uit Egipte. Dankie dat ons die kinders kan wees. En nou maats, belangrik, Levitikus 23 sê, hulle mag nie hulle eie dinge doen. Hulle moenie heeltyd sit en werk nie. Hulle moenie heeltyd bekommerd wees oor al hulle werk nie. Hulle moet hulle gedagtes vir Vader Jahwe, die hele fees, moet hulle hom loof en prys, want dit is Jahwe se feeste. Jahwe se feeste is eintlik 'n manier om vir Israel te sê, ek is julle verlosser, ek wil hê julle moet net vir my lief wees, ek sorg vir julle, ek voorsien vir julle, kyk het al hierdie baie goed wat julle hierdie jaar geoes het en gekry het, die vrugte, so deur die jaar,
kom sê dankie vir Vader Jahwe. En dit is 'n groot verskil hoe die wêreld fees vier. Vader Jahwe wil hê ons moet elke dag in hom bly wees vir wie hy is en wat hy vir ons doen en dat hy vir ons sorg. So eintlik elke diens is 'n fees. Ons kom by mekaar met 'n glimlag. Mens gaan nie Sondag diens toe om dis alweer diens. Sit ons net daar en wag dat dit verby is. Nee, ons is bly. Ons is dankbaar dat ons Jahwe se kinders kan wees. Ons vier altyd fees want Yeshua het vir ons gesterf, hy het opgestaan en hy lewe tot in ewigheid. Maar hoe dink julle gaan die ewigheid saam met Vader Jahwe wees? Dit is soos 'n bruilof. Waldo en Tannie Zanel was gisterand by 'n bruilof. Almal is bly oor hierdie bruid en bruidegom wat so lief is mekaar. En ons het fees gevier. En selfs die pampoen was lekker. Nee, hulle maak ons lekker pampoen op 'n troue, pampoenpoffertjies. En ons is bly. En so gaan ons vir ewig voor Vader Jahwe net bly wees. Net gelukkig wees, want hy is ons koning. Kom ons sit net so dan sluit ons die oogies. Vader Jahwe, baie dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie dat ons vir altyd fees kan vier saam met U, want U is vir ons goed en U is vir ons lief. En daarom wil ons vanoggend spesiaal glimlag en dankie sê dat U ons Vader is. Dankie dat Yeshua vir ons gesterf het en opgestaan het en vir al ons sonde betaal het en dat ons vir ewig by U kan wees. Halleluja. Amen. Nou ja, maats, dis nuwe jaar. Sterkte. Geniet die laaste weke van die vakansie en sterkte met die skool. Tata.